vanmôre, alles wat hier gebeur tot eer en verheerliking van die groot en heilige naam. En ek eer die Here. En nou bid ek, Here, laat die woorde van my mond, oortuigings van my hart, welgevallig voor U sal wees. Gees van God, gebruik ons vanmôre, gebruik my net as die instrument, waardeur die hart van Christus, die hart van God die Vader vanmôre in ons geopenbaar sal word. Bid ek elke oor geopen, elke hart ontvanklik vanmôre vir die boodskap van God. En ons eer U dat ons as gemeente hier in die huis net by mekaar kan kom. Dat kan kom sit en aansit by die maal wat U vir ons voorberei het. En ek eer U daarvoor. Die wonderlike naam van die Seun Jesus Christus met danksegging. Amen en amen. U kan hier sit plek vir 'n wyle neem. Baie dank aan die voorsangers. Pastoor Jaco, dit is so lekker om weer by my huis te kan wees. So lekker weer hier te kan kom bedien. Was lanklaas hier, maar weet dit dat hierdie gemeente naby in my hart is. Dion, julle weet hoe naby hierdie gemeente in my hart is. En ek is so baie dankbaar dat julle my toelaat om weer die kansel te kan betree en vir julle die woord te bring, soos die Here dit op my hart gebring het. Hierdie woord vanmôre wil ek net inspireer en aanmoedig. En soos ons vanmôre die naam van die Here groot gemaak het, om so te bly doen. Ons kan niks anders te doen, is om die naam van die Here groot te maak, in lofprysing en in aanbidding. En ons gaan vanmôre so 'n bietjie kyk, wat gebeur as jy sê, loof die Here, want hy is goed. Wie wil vanmôre net saam met my sê, loof die Here, want hy is goed. Kom ons sê dit weer, loof die Here, want hy is goed. Weet julle wat het gebeur in die Bybel, toe die volk voor die Here se aansig gekom het, toe hulle die tempel inwy, lees ons gaan vanmôre lees, het hulle net een ding die hele tyd gesê, en hulle sê, die wolk van die Here het in daardie plek in beweeg, en het hulle op haar gesigte neergeval, as gevolg van die teenwoordigheid van God. Al wat hulle gesê het, en wat hulle gesing het, is net hierdie woorde, loof die Here, want hy is goed. Dis al wat jy hoef te doen. Ons gaan vanmôre so 'n bietjie hieroor praat, in hierdie gemeente, en ek moet vir u eerlik vanaand sê, ek het hierdie woord so rukkie teruggekry, en ek het hom aan my gemeente gebring, en ek moet vir u sê, vandat ons hierdie woord geontvang het, het die gemeente se aanbidding en lofprysing totaal en al verander. Die Gees van God is meer teenwoordig. Ons gaan nie nou vertel die geheim agter alles wat ons vanmôre vir u wil sê. Mag die Here u loof, en mag die Here u eer. Die Here besing jou ook. Jy besing hom ook nie. Hy noem jou naam. In die hemele hoor hulle jou naam. Die hel hoor jou naam. En hulle sidder, want daar's 'n koningskind met autoriteit van God in hom. Omdat hy op totaal oorgegee het van sy Vader en sy Here. Hy sê, as jy dit doen, gee ek jou autoriteit oor hierdie magte. Prys die Here. As jy die woord saamgebring het, Jason, sit vir my net daar die gedeelte op, net die tema, en dan die teksverse, dankie. Ek gaan vanmôre vir iets wys, wat die Here vir my gewys het. Die tema van my boodskap is, skep die atmosfeer. Skep die atmosfeer. En dan lees ek daar vir ons saam, daar in 2 Kronieke 5 vers 11, tot en met vers 13, 14, en dan weer in 2 Kronieke 7, vers 1 tot 3. As u die Bybel saamgebring het, 2 Kronieke 5, 2 Kronieke 7, en moenie glo wat hierdie pastoor sê nie, lees jou Bybel. Ek wil u aanmoedig, wanneer hier van hierdie kansel af gelees word, wil ons graag hê, u moet dit lees saam met my, en vir my sê, pastoor, jy weet nie wat jy van praat nie. Die Bybel sê die woord is ingegee tot lering
En ons moet leer uit die woord uit. Moenie glo wat van 'n kansel af gesê word nie. Daar is so baie dinge van die kansel af gesê en gedoen, dat dit nie weer waarheid is nie. En die mense word verlei deur hierdie valse leringe, omdat hulle nie in die woord van God is nie. Wat is vir jou baie belangrik as mens? Is dit om in te asem of uit te asem? Wat is die belangrikste? Albei. Want as jy uitblaas, jy kan nie intrek nie. As jy kan intrek, jy kan nie uitblaas nie. En nou, wat is die belangrikste? En dis waarop ek die hele tyd vir u wil sê, kom in die woord. Wat is belangrik? Bybel lees of bid? Al twee, jy het vandag geleer. Want dit is die lewe, dis die brood, dis die krag wat die Here vir jou gee. Dis die plek waar jy die stem van die Here hoor, in jou binnekamer, op jou knie op aanbidding, in jou woord gaan die Here met jou praat, gaan hy vir jou ondeurdringbare, ondenkbare dinge oopbreek, en as jy met hom praat, gaan hy met jou terugpraat. Dis die een verkeer nie, dis twee rigting verkeer, en ek wil u aanmoedig om daarin te bly, in julle lofprysinge, en aanbiddinge, en die lees van julle Bybel, en julle gaan sien, dat daar gaan 'n transformasie plaasvind, wat ek en jy nie kan bedink nie, want hoekom? Die Bybel sê, hulle wat gelei word deur die Heilige Gees van God, hulle is kinders, en wat doen die Gees? Die Gees is gegee om jou krag te gee. Ken jy die woord? Die Gees van krag, die krag van God. Dis die Heilige Gees wat Jesus vir ons kom gee het, sodat ons kragtig kan wees in al hierdie dinge. Dat ons kan wetend wees oor al hierdie dinge. Maar kom ons los dit, dis 'n ander preek vir 'n ander dag. Kom ons kom in die woord van die Here. As jy my gaan toelaat, wil ek net hierdie paar teksverse lees. Dit is 'n bietjie baie, maar ek glo en vertrou die Here gaan deur hierdie boodskap met ons praat vanmôre. Wonderlike voorreg om hier te kan wees. Ek lees. En toe die priesters uit die heiligdom uitgaan, want al die priesters wat aanwesig was, ons is almal aanwesig. Ons is almal aanwesig vanmôre in hierdie plek. Het hulle geheilig sonder om afdelings in aanmerking te neem. Met ander woorde, om omstandighede raak te sien. Jou broer en jou suster die langs jou raak te sien. Wat sê my boetie, wat sê my sussie, as ek so aanbid en lof en prys en dans voor die Here. Hulle het nie in aanmerking geneem nie. Terwyl die Lewiete sangers almal saam, Asaf, Heman, Jeduthun met hulle seuns en hulle broers in linne gekleed, met simbale en harpe en siters oostlik van die altaar staan, en saam met hulle omtrent 120 priesters wat op trompette blaas. En toe die trompetblasers en die sangers almal saam eensstemmig begin om die Here te prys en te loof, en net toe hulle die stem verhef met die trompette, met die simbale en die musiekinstrumente met, hoor wat sê hulle? Met, hy sê, loof die Here want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Is die huis van die Here vervul met 'n wolk, en die priesters van die Here kan vanweë die wolk nie staan en die diens doen nie, want die heerlikheid van die Here en die huis van God vervul. Loof die Here, hy is goed man, hy gaan hier wees, hy gaan jou ondersteun, en ons kan nie bly staan in sy teenwoordigheid nie. Al wat jy sing, as jy nie kan sing nie, en dan kan jy nie bid nie, dan sê jy loof die Here, hy is goed. En toe dit gebeur, lees daar, sê het die Here intrek geneem, soos 'n wolk in die huis. En hulle kon nie bly staan nie, vanweë die heerlikheid van God. God het 'n welbehae daarin, as sy kinders hom groot maak, met loof die Here, want hy is goed. He make me free. He make me free. Hy het my sonde vergewe. Hy het my vry gemaak. My naam is in die boek van die lewe. Hoekom kan ek nie anders as om te sê loof die Here want hy is goed nie? Dis al wat ek hoef te sing. Ek sal hy die hele dag deur sing. By my gemeente het ek gesê, Pastoor Jaco,
Daar bo staan 'n klomp goeder, maar ek wil daar bo skryf, loof die Here, want hy is goed, en sy goedertierendheid is tot in ewigheid. En wanneer die mense in die kerk kom, het ek deesdae, sê ek vir die mense, wat sê ons? Dan sê hulle, loof die Here, want hy is goed. Loof die Here, hy is goed. En daar kom 'n verandering. Ons moet die atmosfeer skep met ons lofprysinge en ons aanbiddinge. Ons lees dan ook in 2 Kronieke 7 en vers 1 tot 3. En dit is alles toe Salomo die tempel ingewy het. Ons wy nie die tempel in, ons wy hierdie tempel in, ons gee hierdie tempel vir die Here. Dit is sy blyplek, dit is sy plek waar hy met my kom ontmoet. Die aanbiddingsplek sê van my Vader, sê hy vir sy ma. Ek is nie aanbiddingsplek van my Vader. As jy my soek, is ek daar. Dis toe hy gesê, toe hy 'n klein seentjie was, sal hom gesoek het. Ek is nie aanbiddingsplek in die huis van my Vader. Nou lees ek daar in 2 Kronieke 7 vers 1 tot 3. En net toe Salomo sy gebed voleindig het, het die vuur uit die hemel neergedaal en die brandoffer en die slagoffers verteer en die heerlikheid van die Here het die huis vervul en die priesters kon in die huis van die Here nie ingaan nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. En toe al die kinders van Israel sien hoe die vuur en die heerlikheid van die Here op die huis neergedaal het hulle gekniel met hulle aangesig af aarde toe op die plaveisel en bid en die Here geprys dat hy goed is, dat sy goedertierendheid tot in ewigheid is. Sien nie vanmôre wat gebeur as jy die naam van die Here met oorgawe, Jaco, met oorgawe prys, al sing ek hoe vals. Prys die Here. Ek buig voor hom neer my aangesig af aan, die Here, my lofprysing is aan U vanmôre. En die wolk van die Here sy heerlikheid neem intrek, dat niemand sal bly staan in hierdie huis nie, vanweë die heerlikheid van die Here. En ek lees dan weer, en die Here het vir Salomo gesê, as die volk oor wie sy naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesoek soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, sal hy hulle hoor uit die hemel, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Jy is verkies om in hierdie plek te wees. As jy jou ontmoedig, ontledig, die naam van die Here groot maak, gaan jou sonde van jou afrol, soos water van 'n eense rug afrol. Sonde word vergewe, want die Here sien hierdie hart van lofprysing en aanbidding. Prys sy naam. Loof die Here, hy is goed, man. Loof die Here. En nou gaan ek bekom by die kraks van my hele tema van my woord. En dit is wat ek wil vir u sê, iets wat my baie ontstel het, die afgelope tyd, waaroor ek met u wil deel, wat ek die afgelope tyd gesien en gehoor het, is wat aan die kerk van God aangaan. En ek moet sê, dit is nie hier nie. Dit is nie hier nie. Met groot opregtheid en dankbaarheid kan ek sê, hier word die Here geloof en geprys. Hierdie dinge waarvan ek nou praat gebeur nie, maar ek wil julle as kerkraad, musikante en intercessors net vanmôre waarsku, maar terselfdertyd net 'n bietjie inspireer vanmôre. Kom, ek gaan verder met hierdie boodskap. Ek is baie bekommerd wat in die kerk aangaan en dit gebeur dat die mense dink dit is geseënd. Nou gaan julle my vra, wat is dit? Maar ons gaan nou sien. En dit is hoe hulle God loof en eer, veral jong mense, jonger mense wat dink dit is cool. Dit is cool om die Here so te aanbid en so te loof en te prys. Maar gaan julle 'n bietjie skok vanmôre. Daar's net een manier om die naam van die Here groot te maak en dit is, loof die Here want hy is goed. Geen menslike intervensies nie. Net loof die Here want hy is goed. Oomblik. Dis hoe haar kerk gehou moet word.
As jy daai goed gaan verder luister, dan gaan jy hoor die musiek wat die een sê, waar hy sê, man, dit gaan oor my. Gothic musiek, iemand wat die goed gaan luister van Rammstein. Hierdie mense dink hulle skep 'n atmosfeer vir die Heilige Gees. Hulle wil die verskil maak en nie die Heilige Gees nie. En mense hou van hierdie goed. Jong mense hou van hierdie goed. Om te sê, dit is geseën. En ek weet nie hoekom nie, maar die woordjie wat by my opkom die heeltyd, hulle noem dit churchcraft. Elke keer duik hierdie liedjie of hierdie woord by my op. Craft, churchcraft, wat beteken craft? En ek gaan weer vir u sê, volgens die HAT, ek kan daarna gaan kyk. Craft beteken lus, die duiwelse lus. Sleeheid, slinks, geslepe. Dit is wat die duiwel doen, dat het lyk of dit 'n geseënde diens was. Wanneer hierdie dinge kom, op die een prentjie, een video, kom die pastoor ingevlieg met 'n Superman suit, en hy gooi vir almal geskenkies. My Here is die Superman. Geen mens sulke intervensies nie. En dis wat my bang maak. En dis waarvoor ons moet uitkyk, veral ons as kerkrade en bestuur van 'n kerk. Ons wil graag hê die banke moet vol word. Ons wil graag iets doen om die mense te trek om kerk toe te gaan, en sulke goed word gedoen. Dan wonder ek, dit is daar vir die show. My God is nie 'n show nie, my God is 'n werklikheid. Ek moet jy waarsku vanmôre, ons moet pas op vir die duiwel. Wat baie slinks is, hy wil mense, kerke, pastore beïnvloed, dominees, wat dit lyk of die Heilige Gees is wat die werk doen, maar dit is alles 'n leuen. Mense het geval vir hierdie goed. Daar is studies gemaak, gaan hulle vir u sê. En ek weet van hierdie studies, dat sê, dat as jy sekere klere dra, of sekere ligte gebruik, skep jy atmosfeer, deur die kerk donker te verf, die mure swart te verf, en al hierdie ligte opsit, wat lyk soos disco-ligte, dan sal die Heilige Gees werk, sê hulle. Al hierdie is menslike intervensies. Wie lei hierdie kerk? Is dit die pastoor of die Heilige Gees? Wie lei jou sangdiens, jou aanbiddingsdiens, lofprysing, wat ook al? Jy, die musikante, die pastoor, die kerkraad? Nee. Hulle is nie hier nie. Jesus Christus is hier met sy Heilige Gees. Hy sal die plek lei. Hy sal hulle in 'n plek bring waar mense, ek word nie gelei deur enige menslike intervensie, maar alleen deur die Heilige Gees. Deur die Heilige Gees. Nie menslike intervensies nie, waar mense sekere nargoed uithaal om te sê, dit was geseën, en glo vir my, ek het die videoetjies gekyk, en die kommentare na die tyd, what a service! Dit was 'n sirkus. Die musikante kom uit die dak uit, die drommers sak so af, lyk of in die lug, en hulle speel hulle dromme, man, dit is 'n sirkus, dit is 'n show. Ek sjou nie voor die Here nie, want ek is vreeslik bang vir die Here. Ek het soveel respek vir my Here. Ek is nie daar om 'n skouspel te wees nie. Ek is daar om 'n lofprysing en 'n aanbidding te wees voor die Here. Dit moet 'n offer wees, nie 'n skouspel nie. En nou wil ek vir u sê, ja, ons moet die atmosfeer skep, waar God
met ons deur sy Heilige Gees met ons wil praat en ontmoet. Dit moet 'n atmosfeer wees van heiligheid en aanbidding en lofprysing en van verwagting en afwagting en bo alles van geloof. Ek glo die Here is in hierdie plek vanmôre. Sy Gees is teenwoordig. Vanmôre maak die Here 'n verskil in mense se lewe. Glo dit. Dis nie hier met 'n intervensie wat ek net sien nie. Ek glo dit want die Gees is in my hart. Die Gees is hier, die Gees lei my, die Gees is hier, die Gees is hier. Ek hoor en ek sien en ek prys en ek loof hom. 2 Kronieke 7:14 sê, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. En dan sê hy, nou sal my oë wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek. Die Here se oë en ore is op hierdie plek vanmôre gefokus, want hy hoor, prys die Here, loof die Here, hy is goed. Hy hoor die aanbidding, opregtheid en geloof. Hy sê, nou is my oë en my ore op hierdie plek gevestig. Ek sal hier werk, ek sal hier beweeg, hier sal ek ontmoet, van mense is opreg in aanbidding, nie 'n skou nie. My oë en my ore is op hierdie plek. So het ek dan nou hierdie huis verkies. Die Here het hierdie huis verkies. Hierdie huis is uitgekies vir die Here. Dis 'n plek van lof en aanbidding. Dis 'n plek waar die Here met jou ontmoet. Hy sê, ek het hierdie huis uitverkies en geheilig. Sy Gees is hier. Sy engele is hier. Hy kon ondersteun jou lofprysinge, dat my naam daar kan wees tot in ewigheid. En my oë en my hart sal altyd daar wees. Kinders van God, kerk van God, van nou af, as jy in hierdie plek instap, dan weet jy, die hart van jou Vader is in hierdie plek. Hy het hierdie plek uitgekies deur jou lofprysing, nie 'n skouspel nie. Hy sê, nou hoor ek, nou luister ek, nou is hierdie plek uitgekies en geheilig. Trek uit julle skoene, want julle is op heilige grond. My Here is hier teenwoordig, en hy is hier omdat ek hom in gees en waarheid aanbid, in geloof en afwagting en verwagting, nie deur 'n skouspel nie. Prys sy naam. Vandag wil ek jou uitdaag om God te glo vir 'n demonstrasie van gees van krag. Wil jy uitdaag, wanneer jy instap, moet daar verwagting wees dat die Gees van God vanmôre daadwerklik in krag gaan hier wees. Mense gaan hulle lewens eerstens verander, redding gaan plaasvind, dan kom die groot dinge, daar gaan genesing, vrymaking, verlossing kom vandag. As jy daar instap, ek wil jy uitnooi om die Here sê, toets my in hierdie dinge. Hy sê, julle wat my beloftes herinner, moenie ophou nie, hou daarmee aan Jesaja 62. Die Here beloof vanmôre vir 'n Middelvlei gemeente, ek is in hierdie plek, as julle hier inkom, verwag om my hier te ontvang, verwag dat ek situasies vanmôre gaan verander, verwag vanmôre dat die blinde sal sien, verwag vanmôre dat die sieke gesond sal word, verwag vanmôre dat mense hulle hart en lewe vir die Here gaan gee, verwag God se genade, ryklik, sy seën en sy guns en sy heil, ryklik in hierdie gemeente. Loof die Here, want hy is. Loof die Here, loof die Here. Die Gees kom nie sporadies voor.
Maar volgens God se belofte dat die Gees in ons woon, sal reeds sê, hy kom nie sporadies voor soos in die Ou Testament, hy's hier, hy's gereed. Volgens die belofte woon die Gees in ons hoef dit nie na te boots nie. Ons probeer deur churchcraft te kry nie, dat die werking van die Heilige Gees vloei deur allerhande mense met mensgemaakte intervensies nie. Dit vloei deur julle. Handelinge 2:16 sê, maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal ek my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. Handelinge, dit sê, en ook op my diensknegte en diensmaagde. Jakob, vanmôre wil ek vir jou onder die krag van die Here pleit, man. Hy sê in hierdie tyd sal die Gees oor jou wees. Elkeen wat in hierdie plek bedien, sal gelei word deur die Heilige Gees, want die Gees is nie sporadies nie, hy is op hulle wat vir hom uitgekies is om die werk te doen. Nie net op hom, en die pastoor, en die voorsangers, en die kerkraad, maar ook op ieder en elk van hier, want hier is ook 'n diensknegt, hier is ook 'n diensmaag, daar is vir jou ook 'n werk gegee, gaan heen en maak disippels. Gaan, die grootste werk en bediening wat jy en ek het, is om versoening te gaan doen. Die Gees van God is op elkeen van u. Daar is geen interfasies. Daar is nie 'n show nie. God sê, in Joël ook, Joël 2:28, hier in hande, hy sê, ek sal my Gees uitstort op ieder en elk van hulle. Hierdie kerk is 'n plek waar die Gees opereer. Dit is nie 'n pastoor nie, dit is nie 'n voorsanger nie. Ek lees in die woord, toe Jesus in Kapernaum was, het die woord sê, het die mense gehoor, hy was daar. En daar het baie gekom, dat hulle naby hom kan kom nie. Hulle die mense het deur die dakke laat sak, op 'n stretcher, sodat hulle kan aanraak. Weet jy hoekom? Want hulle het gehoor, die Here is hier teenwoordig. Vandag, oor die omgewing, hierdie gemeenskap van Raamfontein, hier is die Heilige Gees teenwoordig. Hulle gaan vlok hier naartoe, as ek dit mag sê. Hulle gaan nie naartoe kom, want hier gaan hulle ontmoeting hê, want hier is 'n kerk, wat die Here se naam loof en groot maak, in opregtheid, nie 'n show nie, deur die Gees geïnspireer. Laat toe, dat die Gees die atmosfeer skep. Kirabasababa Jesu. Prys die Here. En in hierdie dae sal ek my Gees uitstoot en hulle sal profeteer. Wanneer julle in hierdie kerk, in julle bidkamer ingaan, moet dit nie net 'n roetine wees nie. Baie keer doen ons goed uit roetine uit. Baie keer gaan bid ons net uit roetine uit. Dit moet nie roetine wees. Dit moet glad nie 'n roetine wees nie. Dit moet wees in opgewondenheid, want jy weet jou meester, jou God en jou verlosser, jou raadgewer is in hierdie plek waar jy is, waar jy hom gaan ontmoet. Sy hart gaan daar wees, vol van liefde en genade. En sy wil van, ek wil graag saam met jou wees, saam met jou tyd deurbring. Dit sal hier gebeur. Jy hoef nie 'n atmosfeer te skep nie. Die Heilige Gees doen dit. Jy kom net in lof en aanbidding. Loof die Here, want hy is goed. Daar word nie ligte en groot shows gemaak om sy aandag te trek nie. Net deur lof en eer te bring met die woord. Hoe trek jy God se aandag? Hy sê, ek woon onder die lofgesange van my volk. Hoe trek ek en jy vanmôre sy aandag? Ons sê, loof die Here, want hy is goed, en sy goedheid is in goed en tot in goed en tierenheid. Dan hoor hy dit. Hy buig die hemel neer. Hy hoor ons. Hy strek sy hand uit. Hy sê vir sy Gees, doen die werk, hulle het jou nodig. Loof die Here, hy is goed. En in een stem, en toe die trompetblasers en die sangers
almal saam in een stemming begin om die Here te prys en te loof, dan gebeur het. Vir die sirkulêre wêreld is kerk toe gaan 'n roetine. So baie mense sê, ja, ek is 'n Christen, maar as hy 'n kind van die Here. Sien, was roetine, is net 'n ding wat hulle sê, maar as jy regtig 'n kind van die Here, loop jy 'n pad met hom, as jy 'n verhouding met hom, of ons het ook gesien, om gesien te word, deur die pastoor, deur die voorsangers, deur die kerkraad. Dis al hoekom party mense daar is om gesien te word. Dan voel hy belangrik. Hy voel goed. Selfs tradisies. En dit is hoekom dit nie goed gaan met die volk en die kerk van die Here nie. Hulle is hier so net om my eie gewete te sus. Ek was in die kerk Sondag. Ek het my Bybel gelees, maar het jy die Bybel gelees met insig, deur die Gees gelei? Is dit maar net om jou gewete te sus. Toe sê ek, jy het gelees en gebid. Is dit regtig opreg? Is dit met afwagting? Het jy toegelaat dat die Gees vir jou kom help? Terwyl ons in ons bidkamers en ons kerk kyk ons na die tyd en ons aanbidding en ons gebedstyd word afgewater. En tyd in die kerk word verveeld. Want alles spreek van routine en tyd. Daar is nie meer 'n opgewondenheid oor nie, 'n onvervulde lewe en tyd in die kerk. Dis wat dit is. Hoe gaan ons weer hierdie opgewondenheid by die kerk bring? Jare terug het ek in hierdie gemeente 'n boodskap gebring. Maak mekaar opgewonde en hou daarmee aan. Jy kan dit in 1 Tessalonisense gaan lees in die boodskapper. Maak mekaar opgewonde en hou daarmee aan. Hoe? Ons sê loof die Here. Hy is goed en ek verwag groot dinge. Dit moet van jou afrol, dit moet van jou afsmeer, dat mense dit sien en begin sê, ek wil dit ook ervaar, ek wil ook die Here sien, ek sien hierdie kerk, ek wil deel wees van hierdie kerk. Hier word die Here geervaar. Ons lofprysing en ons aanbidding moet deur die Heilige Gees geïnspireer word. Johannes 4 vers 23 tot 24 sê, die ware aanbidders sal die Vader aanbid in gees en in waarheid. God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid, die nuwe vertaling. Dit beteken dat ware aanbidding nie uiterlik is nie, maar deur die Gees gebeur. Dis nie uit 'n ding wat gesien, dit kom nie uit jou binne uit. En ons lees dit daar in die woord van die Here. Filippense 3 vers 3. Want ons is die belydenis, ons wat God in gees dien en in Christus roem en nie op die vlees vertrou nie. Hier word dit dan duidelik gesê dat ons diens, ons aanbidding aan God deur die Heilige Gees plaasvind. Efesiërs 5, 18 tot 19, maar word met die Gees vervul, spreek onder mekaar met psalms, lofprysing en geestelike liedere en sing psalms in julle hart tot eer van die Here. Loof die Here, want hy is goed. Die eer kom die Here toe alleen vanmôre. Wanneer die Gees ons vervul, vloei lofprysing en aanbidding daaruit. Selfs ons gebede wat deel is van aanbidding, word deur die Gees geïnspireer. Romeine 8:26 sê, en net so kom ook die Gees in ons swakheid te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Ek het net nou dit gesê, as jy nie weet wat om te bid nie,
Loof die Here. Hy is goed, man. Die Gees gaan jou kom help. Sê net, loof die Here, hy is goed. En sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Loof die Here, loof die Here. Prys sy naam. En as jy weer kom tyd, dan begin jy karabaseta bahanarabasi Jesu. Korubundo bokayende. Die Gees sal jou kom help. Hy sal jou kom jou tong en jou mond losmaak om die woord en die lof van die Here te bring. Partykeer gaan dit gebeur in iets wat jy nie kan verstaan nie, maar weet dit. Hy sê kom jou gebed, jou lofprysing en jou aanbidding tegemoet deur sy Gees. As jy nie weet hoe nie. Dis hoekom ek sê, die Gees moet hier wees. Hy moet die atmosfeer skep, nie hierdie ander intervensies nie. Ek is amper klaar. Selfs die erkenning van Christus is aanbidding, is die Heilige Gees se werking. Hy sê, daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En as niemand kan sê dat Jesus die Here is, nie behalwe deur die Heilige Gees. Die Here is goed. God is so good. He's so good to me. Loof die Here, prys die Here. So in samevatting, as jy my wil toelaat, leer die Bybel dat ons die atmosfeer moet skep deur die Heilige Gees en nie deur intervensies nie. Ware aanbidding gebeur deur die Heilige Gees, dat kinders van God dien en aanbid, God deur die Gees, lofprysing vloei uit geesvervulde lewens en dat gebede deur Gees gehelp en geïnspireer word. Wil jy 'n tyd van vervulling en opgewondenheid en vreugde in die kerk ervaar? Wil jy dit ervaar? Wil jy hierdie opgewondenheid hê? Wil jy hierdie vervulling van die Gees? Wil jy hierdie wonderwerke sien? Wil jy sien hoe mense hulle hart en lewe aan die Here toegewy het? Wil jy dit sien? Ek wil dit sien. Ek wil dit sien. Jy, ek en jy is die skepper van daardie atmosfeer. Wat jy verwag in die kerk. Hoe vra jy dit dan? Deur jou Gees geleide aanbidding en lofprysinge, nie deur 'n atmosfeer wat deur 'n pastoor of 'n orkes of 'n span geskep word nie. Jy skep die atmosfeer in jou verhouding in en deur die Heilige Gees. Ek sien uit, Jaco, groot dinge hier gebeur. Ek sien uit hoe die Heilige Gees hierdie kerk omgooi. Ek sien uit daarna om te hoor, die Here is hier in Finsbury Middelvleis, nou is hy besig en die mense stroom soontoe en hulle gaan vra, wat is die geheim? En die geheim gaan daar bo uitgeblaker word, uitgeskryf word. Loof die Here, want hy is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En hierdie gemeente doen dit in een stem, saam, om die naam van die Here groot te maak. En ons kyk wat gebeur. Ons kyk wat gebeur. Die atmosfeer word nie geskep deur intervensies nie. Deur hierdie ligte, deur hierdie goed wat mense dink, as hulle klaas vir al die jonges, dit was geseënd geweest. Jong, het julle gesien hoe gaan hy pastoor te kere? Hy hardloop en hy spring in die lug, hy val op die mense, hy kom deur die lug gevlieg so Superman, die drummers is daar in die lug, die musiek is oor verdwyn, die geligte en die stoommasjiene werk. Boch, man. Dit is net geseënd as die wil van God daarby is en sy Gees teenwoordig is. Die Gees van God sal hierdie atmosfeer skep en dit sal anders te wees en die mense daar buite verlang. Dis hoekom hulle die intervensies doen. Ek lees the New Baptist Church, as 2000 mense in 'n oggend in 'n diens. 2000 mense. Net voor hierdie tyd, jy sal onthou toe die dinge gepraat word van die wegraping van die Here. Is daar 'n pastoor in Afrika wat gesê het,
Dis wat die Here vir hom gesê het om te sê, maar ons net daarna praat hy weer, hy 10 miljoen mense in sy kerk. Hulle soek sensasie. Hulle bring dinge wat die weg, want dis wat dit gebeur het. Op die einde van die dag was dit alles sensasie. Mense het geval daarvoor. Selfs van ons groot vriende het ook geval vir dit, maar op die einde van die dag het party van hulle bely. En gesê, ek is ook maar deur die wêreld, daar in die boot. Hy sê, ek het ook geluister vir die wêreld. Plaas dat ek net my gehou het by die gees van God. Wie skep die atmosfeer? Jy? Ek? Nee, die Heilige Gees. Kom ons laat toe dat die Heilige Gees altyd deur eerste plek kry in hierdie kerk. Dat hy sal kom in die atmosfeer skep. En al wat jy moet doen en ek moet doen, is net om te sê, loof die Here. En ons moet in aanbidding bly, op onregte aanbidding. Dan ons skep hierdie heilige oomblikke, waar die Heilige Gees begin werk. Ek sal nooit vergeet nie, toe ek 'n kind was ook, is daar nie hierdie goed gewees nie. Manne het gedans voor die Here, hulle het gesing, al daardie ou koortjie, it's coming down, 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 it's coming down. En die manne het gesing, en hulle het geloof, let the fire fall just now. En hulle het gesing, totdat die vuur geval het, van die mense het dit in geloof gedoen. Hulle het nie gedoen om gesien te word nie. Hulle was oop vir instrumente van die Heilige Gees, en die Gees het geval. Die Azusa straat herlewing het begin, deur 'n klompie mense in 'n kerk te wees, waar hulle die naam van die Here groot gemaak het. En soos daar gesê, wanneer julle by mekaar kom, moet julle met lofprysing en aanbidding, het hulle dit gedoen. En vir 4 jaar lang breek die Azusa straat herlewing uit, deur net dit wat hulle gedoen het. Gaan lees die geskiedenis van die AGS kerk, of die Pinksterkerk van ons. Jy sal sien, die mense het in 'n klein vertrekkie by mekaar gekom. Die een het opgestaan en gesê, dit is wat die Here gedoen. Die ander het opgestaan, hy het 'n lied vir die Here gesing. Die ander het opgestaan, hy het 'n lof gebring aan die Here. En so het dit aangehou en oor die wêreld, die grootste herlewing in hedendaagse kerkgeskiedenis. Hierdie kerk word nie gevoed en nie word nie dinge gedoen deur koekies en tee nie, sê Reinhard Banke. Nie koekies, ek hou van koekies en tee, sê hy, maar weet jy waarvan hou ek die meeste? Wanneer die Gees in hierdie plek sal opereer onder die Heilige Gees. Nie intervensies nie, ons kan dalk koekies en tee na die tyd, maar die Heilige Gees is die een wat die werk doen. Wat u doen, nie ek nie. Is die saamwerk. As u in aanbidding bly, opreg, en nie na jou horlosie kyk nie, en sê, ag, alweer, nee, ek is hier, Here, ek wil ook deel wees. Kyk wat gebeur. Wie het 'n verlange vanmôre om hierdie goed weer te ervaar? Ek kan nie anders as om my hande op te steek. Die kerk, as daar 'n verlange is om weer herlewing te sien, en as julle wil herlewing moet uitbreek, dan moet dit in hierdie kerk gebeur, wanneer julle die atmosfeer skep. Geen ander mens, geen ander persoon, geen intervensie nie, net deur die heilige lofprysing en aanbidding in hierdie plek. En wanneer jy daarin stap, sê die Here, ek het die plek geheilig. Ek is hier, ek hoor, ek sien en ek doen, sê die Here. Kom ons sluit die oë. Dankie Hemelse Vader, vanmôre, dat ons net die hart kan hoor. Here, dat ons kan hoor, U is nog gereed om ons te ontmoet in 'n plek, 'n aanbiddingsplek. U is nog hier om die Gees toe te laat, om besit te neem van lofprysing, en dan stap U in die majesteit en die heerlikheid, want almal sing, loof die Here, hy is goed, en die Here se goedheid word hierso geopenbaar. Dit kom hierso tot verwerkliking, wanneer mense hulle hart en lewe aan die Here gee, wanneer mense genesing word ontvang, wanneer die kerk uit sy nate uitbars, omdat die Here teenwoordig is en sy Gees kragtig werk, Here. Dit is ons begeerte, Here, dat kerk nie net 'n roetine word nie, afgewater nie, Here, dat die kerk 'n plek sal wees van opgewondenheid, 'n plek sal wees van ware aanbidding en lofprysing, waar mense hulle verlustig onder die geklank van die Heilige Gees, om die naam van die Here te groot te maak, en in die woord van die Here te kom, en die hart van God vir sy mense te hoor. Dankie, Here, vir Vins by die Middelvlei, Here, dat U hier teenwoordig is. Hierdie plek sal beter wees as die vorige. Here, ek sê dankie, dat
dat ons kan uitsien na groot dinge, dat manne, vroue wat hier werksaam is, wat hier aanbid, Here, dat hulle krag van tot krag sal gaan, Here, dat dit sal goed gaan, mense hiernatoe sal stroom, Here, ons ontvang het, Here, ons roep dit, want ons sê, loof die Here, want hy is goed en sy goedertierendheid is tot in ewigheid, sy goedertierendheid en sy barmhartigheid is oor die hele aarde. En ons wil ons daarin verlustig. Ons wil ons daarin kom bring en onsself vul met hierdie lewende water, hierdie brood van die lewe, die gees wat deur ons spoel en hierdie plek sal spoel. Vernuwing, herstelling. Here, dankie vir die gees. En ek sê dankie Gees van God, dat jy altyd deur hier sal ontmoet, dat jy hierdie plek in gereedheid sal bring, dat hierdie plek 'n heilige plek sal wees van aanbidding, dat soos wat u vir die knegt Moses gesê het, wanneer hulle hier instap, hulle die salwing van die Heilige Gees sal ervaar, die teenwoordigheid van die Here, dat hulle skoene sal afskop, en dat hulle met hulle hoofde af sal inbeweeg na die plaveisel toe, en soos hulle inbeweeg, u naam loof en prys, Here, en dat die vuur sal val, en die heerlikheid in hierdie plek gevul sal word, en dat dit reg oor hierdie area, reg oor hierdie land, bekend sal word, en ek eer u daarvoor vir groot dinge, in die wonderlike naam van die Seun Jesus Christus met danksegging, amen, en amen, prys die Here, baie, baie dankie, ek hoop nie ek het op julle geskree nie, dankie Jason, dat jy hom dan so nou en dan sagter gesit het, maar mag die Here, ek sien uit na groot dinge, wat die Here vir julle gaan doen as gemeente, julle moet opgewonde wees, julle moet gereed wees, want die Here is gereed, om te kom uitstort, wat julle nie eers kan bedink nie, wees in afwagting, verwag, kom in geloof, laat die Gees julle lei, prys die Here, baie dankie Pastoor Jaco.